Sê mense, ek sit dit so lekker gegou. Ek het 'n skrif geleerde, Adrian. Hy sê by oom Rocco, jy's totaal verkeerd met die kruisiging. Daar is oorgenoeg bewyse. Nou ek het 'n hele video gemaak en toe sien hy nou hy kan dit nou nie wen nie. Nou kom hy en hy sê vir my, oom Rocco, daar's 40,000 manuskripte, of 20,000 manuskriptes wat wys dat die kruisiging wel gebeur het. En dan sê hy, en Jesus self sê, Adrian, jy's 'n skrifgeleerde wat bly om nonsens aan mense te verkoop. En ek gaan dit vir jou wys en ek hoop jy leer 'n lesie uit. Nou mense, die wat my nou nog nie ken nie, my naam is Rocco Fion, ek is 'n ex-priester in die Christenkerk vir meeste van my lewe en daarom kan ek vandag uit my hart uit praat, want ek is vandag 100% spiritual en ek kan vir julle vertel hoekom ek Christianity gelos het. En dit is ietsie soos hierdie wat vir my verskriklik geplaai het as 'n priester en dis hoekom ek dit met julle kan deel. En vandag gaan ek praat oor manuskripte. Is daar bewyse en feite in manuskripte? En bewys hierdie duisende manuskripte dat Jesus wel gekruisig is? Dit is die groot vraag. Nou hierdie skrifgeleerde, ek gaan nou gou vir julle speel, dan kan julle gou hoor wat sê hy. Rocco sê is niks neergeskryf nie. Het is interessant dat daar 20,000 manuskripte is. En dat Jesus sê, dat wanneer hulle die goeders moes neergeskryf het, wat hy wel gedoen het, dan was daar nie genoeg plek op hierdie aarde vir dit nie. So, waar lees hom dan van hierdie goeders as niks neergeskryf is? Right, nou weet julle wat hy sê. Dis nou 'n skrifgeleerde. Dis nou iemand wat gaan leer het. Dis nou iemand wat in Jerusalem gerondtrap het, en Jesus se spore gevolg het, en nog steeds 'n poep aan die mense verkoop, nadat hy gevind het, daar's geen bewys nie. Nou hardloop hy na die manuskripte toe. Nou kan die manuskripte bewys dat Jesus gekruisig is. Kom oom Rocco vertel vir julle. So eerstens moet ons verstaan, wat is 'n manuskrip? 'n Manuskrip is 'n handgeskrewe tekskopie van 'n teks. So met ander woorde, dit is nie daar's 40,000 mense wat die kruisiging gesien het nie, of daar's ooggetuie wat dit gesien het nie. En dit beteken ook nie daar's 40,000 onafhanklike verslae oor hierdie kruisiging of gebeurtenisse wat gebeur het nie. Al wat dit beteken is dat Christelike sienings en hulle verslae was net oor en oor gekopie. Daar was duisende monks wat Bybelsnotas oor en oor en oor skrywe. So het gekopie op gekopie op gekopie op gekopie. Baie goed wat hulle gekopie het, is wat konings besluit het, hulle wil dit in die Bybel hê. Nie God nie, nie Jesus nie, konings, om die mense in hulle lande te beheer. Baie van daai koppies het monks foute gemaak en monks het mekaar se foute neergeskryf. Dis soos Jehovah. Jehovah is 'n misvertaling van Yahweh. Grootste kerk, een van die grootste kerke in die wêreld is gebou op die naam Jehovah, en Jehovah is 'n spelfout. Ondersoek dit. So met ander woorde, baie van ons wat ons lees is foute en geskrywe dekades nadat Jesus dood is. Met ander woorde, geen ooggetuienis, net koppies. Daar's geen harde feite of bladsy wat sê hierdie is die oorspronklike ene nie. So met ander woorde, ons kan nie sommer net verkoop aan mense as die waarheid nie. Kan nie, dit is soos goed. Ek het 'n testament wat ek vir my kinders geskryf het, en nou is daar 'n klomp koppies wat rond lê. Wat sien is die oorspronklike? Wat sien dra krag? Sê die oorspronklike dieselfde? Niks, niemand kan niks sê nie. Veral as jy mens dink dat die Romeine gegaan het en 'n Bybel gaan create het, soos hulle hom wil hê, 'n kerk gecreate het, soos hulle hom wil hê, en op die vroeë Christens afgedwing het, met kruise en pyn en marteling en hulle lande en korings is afgesny en van groot belastings op hulle gelaai. Met ander woorde, jy kan nie
nou sommer kom en sê, hierdie manuskripte is feite en bewyse nie, Adrian. Al wat 40.000 manuskripte beteken is, dit was 'n gewilde boek. Rome het gesê, dit is wet, skrywe, monks, skrywe. En hulle het geskrywe. Dis al wat dit beteken. En so is hierdie boek versprei, sodat almal dit moet lees en almal moet onder die wetboek gebeheer word. So die belangrike vraag vir histories is, dis nie hoeveel koppies daar gemaak was nie. Die belangrike vraag is, wanneer is die oorspronklike koppies geskrywe? Niemand kan jou sê nie. Hoe naby was dit aan die waarheid? Hierdie 40.000 manuskripte is geskrywe dekades na Jesus. Is daar oorspronklike bevestiging van hierdie manuskripte? Sulke vrae moet julle vra. Veral as 'n mens regtig gaan soek vir die oudste vorm van die kruisiging, dan kry jy dit in Apostel Paul se boek 20-30 jaar na Jesus. Hy het Jesus nie geken nie, hy het nie Jesus nie geraadpleeg nie. Alles sê hy self, kom uit Lalaland uit sy eie kop uit. En as jy teruggaan in die ouer voor-Christene, soos die Gnostics, soos die Essences, en daai ouer gelowe, dan sê jy vind dat hulle dit gesien as 'n geestelike kruisiging, nie as 'n fisiese kruisiging. Dis eers toe ortodoks inkom, dis eers toe Rome inkom, toe raak dit 'n fisiese kruisiging. So met ander woorde, kan nie kruisiging bewys word. In my vorige video het ek vir julle gewys, dit kan nie bewys word. En selfs die evangelieboeke, soos ek in my vorige video's gesê het, is ook geskrywe tussen 40 en 100 jaar na Jesus, ook deur geen ooggetuie nie, en hierdie apostels het nie eens bestaan nie. Rome het net die boeke name gegee, want niemand weet wie die boeke geskryf het nie. Ek persoonlik sê Rome het dit self geskrywe, maar dis wat ek sê. So waar is die oorspronklike manuskripte? Want daar is geen fisiese, daar is die oorspronklike nie. So met ander woorde, ons gaan op manuskripte wat net koppies is, en ons kan nie bewys hulle is waar of hulle is nie waar nie. En ek sê nog steeds, hoekom is dit nodig gewees vir die kerk om dit op mense af te fors, as dit die waarheid is? Want God is liefde, en God staan vir waarheid. Hy sou nie nodig gehad het om goed op mense af te dwing nie. Maar mens kan nie sê dit is vals nie, ongelukkig kan jy nie sê dit is vals nie, want niemand weet nie. Want daar is die oorspronklikes nie, so ons kan beklei tot dit blou is in die lug. Alhoekom ek sê dit het nie gebeur nie, want nêrens kan jy een stukkie bewys kry dat dit wel gebeur het nie. Veral as jy na die ouer geskrifte kyk, het hulle gesien, die vroeë Christene het gesien as 'n geestelike kruisiging. Amper soos hoe die ou apostelkerk mense dit sien, die kruisiging raak sien. En dis hoekom scholars en skrifgeleerdes vandag versigtig is om daai vrae te antwoord, want hulle weet, daar is nie feite en bewyse nie, daar is niks, absoluut niks. Die enigste groot rede hoekom scholars en skrifgeleerdes sê die kruisiging het gebeur, is om wat waar is dat die kruisiging was in algemeen gebruik onder die Rome. Maar die probleem wat hulle het, is dat vele geskriftes ouer as ons Bybels en die Gnostics, die Essences en die ortodokse en al die ouer geskrifte praat van 'n geestelike kruisiging. Dat is net door die ortodokse kerke en gelowe gesê, nee, dis fisies, Rome het alles fisies gedoen. Tog het niemand niks neergeskrywe daai dag nie, nêrens. Ek het 'n video gemaak, my vorige video praat ek oor die kruisiging, niemand kan dit bewys nie. So met ander woorde, Adrian, as jy sê daar's 40.000 manuskripte, beteken dit niks, want jou manuskripte is dekades na Josua geskrywe, ook deur geen ooggetuienis nie. So moenie rondspring soos 'n skorpioen op 'n warm plaat en gaan soek vir feite en bewys nie, asseblief.
My followers wil graag jou feite en bewyse sien. Asseblief meneer, jy is baie welkom om vir ons te post. Want ek sien jy spring baie vinnig op jou video's en maak TikTok video's. En hierdie enetjie gaan jy ook nie kan antwoord nie. En dan laastens Adrian, dat hierdie ex-priester ook vir jou leer. Jy kan nie sê Jesus het so gesê nie. Want niemand, absoluut niemand, het enigiets oor Jesus neergeskryf tot en met 40 tot 60 jaar nadat hy dood is nie. En op 40 jaar, al wat hulle kon kry oor Jesus was, ek dink Stephen de Jong het gesê, and Christ came past. En daarom sê hulle dis Jesus. Maar wat hierdie skrifgeleerdes nie vir jou vertel nie, is dat elke tweede koning was ook Christ genoem gewees. So met ander woorde, niemand weet nie. So eintlik al bewyse wat ons het is 60 jaar na Jesus, toe Markus begin skryf het. So met ander woorde, daar's geen fisiese ooggetuienis. So as jy lees in jou Bybel en Jesus het dit gesê en Jesus het dat gesê, dit is opgemaak deur iemand wat nie daar was nie, wat het hoor sê gesê. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Josua gaan in die woestyn saam met die duiwel, nie hy skrywe of die duiwel skrywe nie. Wie het die storieetjie neergeskrywe? Jesus of Josua gaan in die woestyn om alleen te bid en skielik kry jy die hele gebed in volgorde neergeskrywe in jou Bybel. Wie dit neergeskryf as hy alleen was en hy het dit nie self neergeskryf nie. So is baie dinge wat die kerk of die Vatican of wie immer net besluit het, kom ons sit dit in die Bybel. So niks, maar niks wat jy in jou Bybel lees, Jesus het gesê. Jesus het boggerol gesê. Dit is opgemaak deur iemand wat gehoor sê het. Dis al. So daar's geen feite en bewyse. En Adrian, jy as 'n skrifgeleerde is veronderstel om dit te wees, te geweet het. En om dit te verkoop as waarheid is eintlik leens. En jy weet dit. So ek gaan afsluit met dit. Geskiedenis gaan nie net oor hoeveel dokumente bestaan, maar dit gaan ook waar hulle vandaan kom en wanneer hulle geskryf is en hoe betroubaar hulle is. Jy kan nie net alles eet so soetkoekie, Adrian. Dis hoekom het Jesus, Josua, mense soos jy genoem, blinde leiers. Julle sien my, julle sien nie. Julle hoor my, julle hoor nie. Nou wonder ek wat gaan nou jou volgende punt gaan wees om te probeer bewys die kruising gebeur. Om Rokke sê nou vir jou, niemand, absoluut niemand kan dit bewys nie. Miskien moet jy meer luister na die ou apostel manier hoe hulle dit verklaar. En dan gaan jy sien dit maak baie meer sin as hierdie bloedslagting, sacrifice wat gedoen is, waar God nie eens sy eie seun kom help het nie. Na sy eie seun in die boeke van Markus en Matteus gesê het, my Father, why did you forsaken me? Hoekom? Why did you abandon me? Wat sal dit beteken? Hy het geglo sy pa gaan dan kom help en hy het absoluut niks gedoen nie. Nou ja, ek hoop jy het ietsie geleer hieruit en ek hoop julle ander mense sien ook dit raak, dat julle ook weet wat is die waarheid en daarom glo ek mense wat julle die waarheid bring. Ek is nie soos die skrifgeleerdes nie, ek is nie soos mense wat hierdie goed van julle al wegsteek nie, soos dominees en pastore. Hulle vertel nie vir julle die goed nie, want hulle kan dit self nie antwoord nie. En sodra julle weet wat ek weet, dan gaan julle nie meer glo aan die poep wat ons gevoer word nie. Nou ja, groete, liefde, Rock.